So, welkom ook van my kant af, as dit jou eerste Sondag is. Jy kom hier aan die einde van 'n reeks wat ons getitel het Kerk is, want daar is soveel verkeerde stories en sienswyses oor wie en wat die kerk is. En so hierdie is die laaste een, dis week 5. En voor ons net aangaan met dit, kan jy die volgende een vir my opsit. Ek wonder wie dit gekyk. Van julle is soos geen idee nie, dit vertel vir my of van jy's te jonk of te oud. Een van die twee, maar hierdie fliek se naam was A Knight's Tale. Ek dink ek het hom 36 keer gekyk. En dit is hierdie mooi mengsel van hierdie medieval vibes met hierdie nuwe vibes, so We Will Rock You speel en ons al die ouens daar besig om We Will Rock You en daai ou was die hoofrolspeler, jy kan een teruggaan. Die ander terug, moet nie worry nie. En hy het hierdie bekendmaker, hierdie announcer gehad, wat ek gedog het, was verskriklik snaaks. En as jy die fliek gekyk het, so jy weet, hy moes altyd, jy kan nie volg nie, en die ou met die langs, nie die rooi ou nie, hulle het altyd so 'n bietjie kwaad geword vir mekaar, maar die ou aan die linkerkant was eintlik niemand nie, en toe trek hulle hom in die span, en hy het hierdie manier met woorde, en nou voor hulle hier met die lances op mekaar af hardloop, het hy altyd hierdie massive introduction, soos in, hy oorkompenseer heeltemal, want daai ou op die perd is nie eintlik 'n ridder nie, en jy moet eintlik van royal birth wees, maar hy kon nie, en nou maak hy vir hom 'n Sir Lancelot, ek kan nie onthou wat sy naam was nie, von Linkenstein was sy opgemaakte naam, en die mense love it, maar jok. En dan reg hier aan die einde van die fliek, wanneer die ware identiteit van hierdie ou op die perd uitkom, is daar 'n oomblik wat hy dit weer doen, maar hierdie keer vertel hy die waarheid. En almal hang aan sy lippe. Niemand lag nie, maar dis hierdie mooi, ernstige oomblik, want hy maak die waarheid bekend. En hy loop so oor die koning, en hy so, excuse me my lord, en hy sê vir die mense, wat aan daai kant sit, die pews, die peasants, hy sê vir hulle, hierdie ou is een wat om die draai gebore is van julle, hy is een van julle. En dan sê hy, dan sit sy pa ook hierso, John Wallace, wat ook al die ou se naam was, dis die seun, en dan gee hy sy naam. En is hierdie oomblik van hy maak bekend wie hierdie ou is. En almal spring op en juig. Hy doen vir die eerste keer eintlik wat hy moet doen. Bekendmaking van die een wat hy in sy span is. En die kerk is getaak om bekend te maak. Die waarheid te vertel van die een wat ons volg. Op dieselfde manier wat dit in daai fliek uitspeel, het ons die taak gekry om bekend te maak, maar ons sukkel. Ons sukkel om sommer net in alledaagse lewens 'n gospel gesprek met iemand te hê. Het jy dit al agtergekom? Dit is makliker om te vra, het julle die rugby gekyk gisterand, as om regtig te praat oor wat regtig saak maak. Jesus Christus. Dis makliker om net oppervlakkige gesprekke te hê, as om die vrae te vra wat lewens kan verander. Wat is dit in ons, in die mens, selfs sy mense, Jesus se mense, wat maak dat ons stadig is om hierdie taak op te vat en hom bekend te maak daar waar ons gaan? Wat is dit in ons wat maak dat ons so stadig is en wat maak ons met dit in ons lewens? Wat is die evangeliese oplossing vir ons probleem, vir ons skaamte, vir ons stil bly, wanneer Jesus uiteindelik gesê het, ek taak julle met die bekendmaking van wie ek is. Ek gaan vir ons bid en dan gaan ons uit die skrif lees. Kom ek sluit die oë saam met my. Here, God, U is ons helper. Maak asseblief ons verstande oop deur die Heilige Gees, dat soos ons vanoggend die skrif lees, Here, soos ons U woord hoor, soos die woord verkondig word vanoggend, dat U ons sal lei in U waarheid, Here. Dat U vir ons U wil sal leer, Here. Ter wille van Jesus Christus, ons Here. Amen.
Jy kan jou Bybel oopmaak by Efesiërs 3. Ephesians 3, dis reg in die middel van die boek. As jy daar by Galasiërs kom, as jy baie naby, as jy by Openbaring kom, as jy te ver. Daar het nie baie geld nie, Tannie Rita. Ekskuus. Efesiërs 3 vers 1 tot 11, ek lees vir ons uit die Afrikaans 2020 vertaling. Jy kan gerus in jou vertaling en gekose taal volg, want daar is 'n paar interessante woorde hier binne. So ek lees vir ons vers 1. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus, ter wille van julle die heidene. So Paulus sit in Rome onder huisarrest. Daar's net een wag wat hom oppas. En hy was vir 2 jaar daar, 2 jaar, jy kan in Handelinge 28 daarvan lees. En hy is in die tronk omdat hy nie aanpas of doen wat die kultuur sê nie. Hy doen nie net wat sosiaal van hom verwag word nie. Hy doen wat die Here van hom verwag. Hy maak aan heidene, nie Jode, Jesus Christus bekend. En dis hoekom hy in die tronk is. En dis hoekom hy sê, ek is 'n gevangene van Jesus Christus. Daai is 'n verklaring, dat maak nie saak waar ek is nie. God is in beheer. En vanuit daai plek, vanuit die tronk, skryf hy Efesiërs. Hy was vir 3 jaar daar, so hy skryf daai brief. Hy skryf Kolossense, Filippense en hy skryf ook Filemon. 4 boeke wat ons vandag het, skryf hy in sy tronktyd. Sê gou vir die persoon langs jou tronktyd hoef nie gemorste tyd te wees nie. Jou moeilike tye in die lewe kan baie effektiewe tye in die lewe wees, want God is in beheer. Vers 2. Julle het tog gehoor dat die taak van die bediening, the stewardship, sê van die Engelse vertalings, van God se genade, die taak van bediening van God se genade, aan my toevertrou is, of gegee is. Die ESV sê, assuming that you have heard, hy sê assuming, want hy assume ook dat daar alweer nuwe Christene is, vandat hy daar weg is, want die kerk wat hy geplant het, hulle is besig om bekend te maak. So hy sê, miskien het julle my nog nie ontmoet nie, maar julle het gehoor van dit, that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you. To me for you. Die konsep van toevertrou, van given, praat dat hierdie taak het 'n oorsprong. Hy het hom nie self aangestel nie. Die oorsprong, daar's 'n toevertrouer en die toevertrouer is God self wat vir Paulus 'n taak gegee het om die grace te dispense, stewardship te vat van en te versprei onder die nie-Jode nie. Toevertrouer, 'n taak praat van 'n toevertrouer en dit is God wat dit aan hom gegee het en sê, hier's jou roeping, hier is wat jy moet doen. In Kolossense 1 vers 25 sê dit baie duidelik, die bedieningstaak wat God aan my toevertrou het, om in hele belang die woord van God volledig bekend te maak. 'n Taak praat nie net van, dit word toevertrou nie, daar's 'n toevertrouer, dit praat ook van, daar is 'n begunstigde. Daar is 'n mikpunt vir hierdie taak. En in Paulus se lewe was dit die heidene. Hierdie konsep van to me, for you, is 'n diep Bybelse konsep wat elke Christen moet verstaan. Genade ontvang is nie net vir my nie, dis vir my, maar ook vir hulle. Dis aan my, maar vir hulle. Almal van ons wat hier sit, wat 'n verhouding met die Here het, iemand het dit gesnap en die evangelie met jou gedeel. Iemand het dit gesnap, dat die genade wat hy ontvang het, is nie net vir hom nie, dit is ook dat hy dit moet uitdeel na die ander kant toe. Ek is so dankbaar, daar was so iemand in my lewe, wat ingemeng het in my lewe,
wat gesê het, ek het genade ontvang en ek sien jy kort. Kom ek vertel jou waar ek dit gekry het. To me, for you. As ons dit sal besef, dat is diep Christelike beginsel, selfs in Genesis, ek sal jou seën om 'n seën te to me, for you. Men, as ons dit sal snap, is hekkie 1 van die taak van bekend maak klaar uit die weg geruim. Hierdie woordjie, the stewardship of God's grace, die taak van bediening, as jy hom nie reg verstaan nie, en nog een ander woord, dan gaan ons nie hierdie teks verstaan nie. Hier's wat die woordjie stewardship beteken. It's management, administration, dispensation, in die sin van dispense, soos 'n Coke masjien wat Coke dispense, dis ideal. Dis die konsep dat jy van iemand anders se belange, sy sake, sy eiendom toevertrou word mee om dit te bewerk. Het julle al geluister in Matteus 25 van hierdie meester wat weggaan vir 'n rukkie? En dan gee hy roep sy diensknegte en hy gee 1, 2 en 5 muntstukke. Die ESV sê hy het die wealth, hy het sy wealth aan hulle toevertrou. Die resources van die meester word aan sy mense toevertrou. En dit is presies wat hierdie woordjie beteken. God se genade word aan sy mense toevertrou en hy sê, be dispensers, wees rentmeesters hiervan. Die feit dat hy dit aan iemand, aan sy mense toevertrou, praat van 'n taak, maar dit praat ook van, ons gaan terugvoer gee oor dit. You can bet your bottom dollar, daar gaan 'n vraag vir almal van Christenis, hoe het jy gedoen met dit wat ek aan jou toevertrou het? Die gelykenis in Matteus 25 dui dit vir ons baie goed uit. Die stewardship of God's grace praat van God se verlossingsplan, God se genadeplan, hierdie kosmiese plan, dat God is besig om alles in die heelal onder Jesus Christus te verenig, te versoen. Alles in geskiedenis werk daarin. En alhoewel dit sy groot plan is daar individue, soos 'n Paulus, wat binne in daai plan inpas van God. So alhoewel God in beheer is, soewerein, vat dit nie die verantwoordelikheid van sy mense weg nie. Ons pas binne in sy verlossingsplan, sy genadeplan, en ek dink die woordjie stewardship of taak toevertrou, sê dit baie, baie duidelik vir ons. Die vraag wat ons wel het, is dat wat het gemaak dat 'n ou soos Paulus, to me, for you, ingesteldheid begin kry het? Want hy het dit nie gehad nie. En miskien sit jy ook hier vandag en jy sê, ek het dit nie, ek is gereed, maar ek het nie hierdie to me, for you ingesteldheid nie. Kom ons lees vers 3. Deur Openbaring is die, en hier's die woord, as ons hom nie verstaan nie, gaan ons ook nie die teks verstaan nie, die geheimenis. By the way, Efese, die dorp, was 'n dorp wat, hulle was baie opgewonde oor magic, oor die okkultiese, oor die bonatuurlike. En toe wonder ek of hy doelbewus hierdie woord gebruik, geheimenis, net dat hulle so 'n bietjie meer luister. Maar die Openbaring is deur Openbaring is die geheimenis aan my bekend gemaak, soos ek reeds kortliks geskryf het. Wanneer julle dit lees, sal julle daardeur my insig in die geheimenis van Christus kan begryp. Die geheimenis is nie aan vorige geslagte onder die mensdom bekend gemaak, soos dit tans deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is nie. So daar's hierdie konsep van 'n geheimenis, en in die ou tyd was dit nie op dieselfde manier bekend gemaak soos dit nou in Paulus se tyd bekend gemaak word nie. En dan sê hy, naamlik dat die heidene, hier's 'n bietjie inhoud van die geheimenis, deur die evangelie, mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Hierdie woordjie geheimenis, wat 3 keer in hierdie paar versies voorkom, het Paulus se hele lewe verander. Die oomblik toe hy 'n openbaring kry van wat dit presies is. Hy het dit gekry op die pad na Damaskus toe.
toe Jesus aan hom verskyn het hy die insig gekry van hierdie geheimenis waaroor ons nou gaan praat. En die insig, die openbaring wat deur die Heilige Gees gekom het. Het jy dit gesien? Het sy hele lewe verander. Wat belangrik was vir hom, is nie meer belangrik gewees nie. Dinge wat hy gehaat het, het hy begin love. Hy het sy lewe gegee vir wat hy ontdek het in hierdie geheimenis. En so, wat is hierdie geheimenis? Want die hoop is dat ons dit sal begryp, deur die Heilige Gees wat dit aan ons openbaar, sodat dit ons lewens kan, dat ons dit nie net begryp nie, maar dat dit ons lewens gryp. Dat ons lewensrigting verander as gevolg van hierdie geheimenis. En om dit reg te verstaan, kan een aangaan, moet ons na die geheimenis kyk vinnig, nog ene, op twee fronte. Die een is die konsep van geheimenis. En dan daarna sal ons gaan na die inhoud of die content, the concept and the content of the mystery. So hier's die konsep van die geheimenis. Hierdie geheimenis in die Bybel is nie dieselfde tipe geheimenis wat ek soms in my huis het wanneer daar koekies wegraak en niemand weet ooit wie dit gesteel nie. Het julle ook sulke geheimenisse in julle huis? Daai kind is net weg. Pas op, kinders. Ons begin kameras kry. Maar dis nie soos dit nie. Dis nie dat dit nie geken kan word nie. Hierdie geheimenis word geopenbaar en kan net geken word deur die Heilige Gees wat dit bekend maak aan iemand. Dis net deur die Heilige Gees. Dis nie onkenbaar nie. It was concealed, but it is now revealed. Dis die konsep van hierdie geheimenis. Die inhoud, as jy vers 4 net kyk in jou Bybel, die geheimenis van, kyk in jou Bybel, die geheimenis van, vers 4, Jesus Christus. Die inhoud van hierdie geheimenis, reg in die middel van die inhoud, is Jesus Christus. En as jy 'n bietjie uitzoom, dan sien jy dat hierdie geheimenis is verberg gewees. Concealed. Dis nie dat die Ou Testament niks van Jesus sê nie, maar daar was asof die deur net so skreefie oop was. Asof daar word 'n slot gesien, maar die sleutel is nog nie in die hand nie. Dis wat in die Ou Testament gebeur. En hierdie Jesus is reg in die middel van die geheimenis wat God se verlossingsplan om die wêreld, die nasies te red. Hy word genoem Jesus Christus, Messias, the anointed one. En so baie spesifiek staan daar Christus, the Messias in Hebreëus. Dat hy staan in die middelpunt van die verlossingsplan. En in die Ou Testament is daar oomblikke waar dit deurflits, dat God het 'n verlossingsplan. Die eerste een is dalk in Genesis 3:18, maar as jy aanbeweeg na Genesis 12:3, is hierdie konsep dat 'n individu word geseën, Abraham, en deur hom sal die groot families van die aarde, die nasies geseën word. Daar's net so 'n skaduwee van hierdie verlossingsplan. En dan in Deuteronomium 18, vers 15, net om vir jou dit te lees, die skaduwees van die Ou Testament. 'n Profeet uit jou midde, en sien of jy die skaduwee sien, 'n profeet uit jou midde, iemand uit jou volksgenote, soos ek, sal die Here jou God vir jou laat opstaan, na hom moet julle luister. Kan jy nou onthou toe Jesus verheerlik was in Markus? Toe kom daar 'n stem, die Vader stem, hierdie is my seun in wie ek welbehaag, luister na hom. Sien jy die skaduwee? En dan in die Nuwe Testament lees ons wat Jesus die volgende gesê het. Johannes 5:46, jy kan net 'n nota maak. As julle Moses geglo het, sou julle in my geglo het, want hy het van my geskrywe. Die Ou Testament is vol skaduwees, vol deurtjies wat oop staan, en as jy mooi kyk, gaan jy die verlossingsplan van Jesus, jy gaan Jesus begin sien, maar dit was nie in die volheid nie. Die slot is gesien, maar die sleutel was nie in die hand nie, tot Jesus gekom het. Toe
is dit geopenbaar. En as jy verder indelf, gaan jy sien hierdie geheimenis se inhoud, vers 6, deel van die geheimenis se inhoud is die volgende, dat die heidene deur die evangelie, dis nou die nie-Jode, mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die beloftes in Christus Jesus is. Deel van die geheimenis is dat dis nie nou meer net die Jode wat deur geloof gered word nie. Dis nou almal wat glo in Jesus Christus beerf dieselfde redding, dieselfde beloftes van God se teenwoordigheid van 'n beloofde land. Dieselfde Heilige Gees is die seël nou in almal wat glo. Dis altyd hierdie konsep van 'n belofte, van God se genade, van sy teenwoordigheid en 'n toekomstige tyd wat voorlê. Dit is die belofte waarin ons deel. En dit moes 'n massiewe skok gewees het vir baie van hulle. Soveel so dat 'n ou soos Petrus 3 keer hierdie openbaring deur die Gees moet kry. 3 keer. Iets uit die hemel, moenie onrein noem wat ek rein verklaar het nie. Nee, ek verstaan nie wat jy sê nie. 3 keer. En eers toe hy sien dat nie Jode die Heilige Gees ontvang, net soos hulle dit ontvang het in Handelinge 2, toe sien hy, God maak nie onderskeiding nie, hy maak 2-1. En ons het daai openbaring nodig in Afrika, in die wêreld, dat God deel van die geheimenis is dat hy verskillende mense in een liggaam sit, en hy het 'n groot doel met dit. Dis nie iets wat moet beklei word nie, dis iets wat moet embrace word, want hy het 'n doel met dit. En hier's die egstempel, the genuine mark. Het jy al 'n feitjie gesien in een of ander China Mall, dan sien jy iSloan in plaas van iPhone. Ek kon nie aan iets anders dink nie, maar jy weet wat ek bedoel. Hy's amper daar, maar hy's nie heeltemal daar nie. Kom met 'n kragopwekker. Die egstempel van hierdie geheimenis is die volgende. En dit word mooi saamgevat in Kolossense 1 vers 26 en 27. As jy jou Bybel het, blaai gou soontoe. Kolossense 1 vers 26 en 27, dan lees ek dit vir jou. Hy is die op die bord ook, jy kan nog aangaan. Yes, hou hom net daar. Hier is die woordjie geheimenis of misterie weer. Die misterie wat vir eeue en geslagte lank verborge was, is nou aan sy heiliges bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak, en hoor dit, hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Nie net vir een nasie, nie vir alle nasies. As jy hierdie misterie het, as jy hierdie Jesus het, is jy ryk. As jy geestelike rykheid het, is jy waarlik ryk. Daar's mense met groot finansiële rykdom wat baie arm is. Hierdie is absolute riches. En hier's die kruks van die saak, die egstempel. Christus is in julle. Christus is in julle, die hoop op die heerlikheid. Die ESV sê vir my dit makliker. Christ in you, the hope of glory. Dat God in die persoon van Jesus nou self betrokke en teenwoordig sal wees in elkeen van sy kinders. Besef ons die rykdom, die grootheid van dit. Dat God het sy woning kom maak onder sy mense, binne in sy mense, in Christus. En dit beteken dat hy betrokke is in jou lewe, hy is teenwoordig. Dit beteken, al sien jy hom nie, werk hy steeds. Al is jy in 'n tronk, hy is steeds in beheer. Al is daar uitdagings, hy is met jou. Al dink jy sien hom nie en jy's in 'n woestyn en jy loop weg soos, is dit Hagar gewees en ewe skielik, sê die Here, maar ek sien jou. Ek sien wat aan jou gedoen word. En dit is
Christus in ons. Die teenwoordigheid van die Here is nou met sy mense. Maar daar's meer. Hierdie teenwoordigheid, wat ons in hierdie teenwoordige tyd beleef, is die versekering, it's the hope of glory, is die versekering dat daar kom 'n tyd wat ek saam met Jesus gaan wees in die hemel met 'n verheerlikte liggaam. Ek gaan hom sien soos hy my ken. Ek gaan ten volle vir ewig altyd by hom leef. Sy teenwoordigheid by ons nou is ons versekering van 'n ewigheid by hom. Wat meer kort die mens? En ek dink dit is hoekom Paulus, want hy het ontdek wat dit beteken. Hy het nie die kennis gehad van dit nie, hy het die geopenbaarde kennis van die Heilige Gees gehad van dit, en dit het sy hele lewe verander. Sien jy nog die skat, die misterie, die rykdom van die evangelie? Sien jy nog die mooiheid van Jesus Christus, wat in jou kom woon, in sy mense kom woon, in individue woon en hulle kragtig gebruik as stewards of God's grace? Is jy nog lief vir Jesus? Wat was sy vraag aan Petrus gewees? Nie Petrus, hoe gaan met jou prediking nie? Petrus, het jy my lief? Dit is wat die misterie in ons sal doen. As ons dit sien, vers 7, jy kan aangaan vers 7, volgende slide net, van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God se genade wat aan my betoon is, volgens die werking van sy krag. Die Heilige Gees het in hierdie ou gewerk. Hy was niks, en toe word hy een van die beste stewards of grace wat ons nog ooit gesien het. Aan my minder as die geringstes van al die heiliges. Hoekom sê hy is die minste? Want hy die kerk vervolg. Is hierdie genade geskenk om aan die heidene die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Hy sien hierdie taak as 'n geskenk, nie 'n las nie. Hy sien hierdie taak as 'n geskenk om aan die heidene te verkondig, hierdie dispensation of God's grace. Man, it's God's gift to his people. Hoekom sien ons dit nie so nie? Hoekom sien ons dit as 'n las? Hoekom sien ons dit dat, nee, dis net die ou hier voor wat dit moet doen, of net die connect groepleiers? Mis ons dit dalk, dat God se geskenk van genade, hierdie groot geskenk wat hy aan ons gee, en die geskenk dat hy dit vir ons gee, maar ook om vir iemand anders te gee, is een van die grootste geskenke wat hy vir jou as 'n gelowige kan gee. Hierdie rol om bekend te maak, is nie bedoel om 'n straf te wees nie, maar 'n geskenk uit God se hand vir sy mense. En hy praat van hierdie onpeilbare rykdom van Christus Jesus. Net iemand wat die rykdom van Jesus Christus snap, wat dit sien, wat dit geopenbaar word, sal hierdie rol as 'n geskenk sien. Net iemand wat weet ek kan niks doen om Jesus meer lief te maak vir my nie, gaan dit as 'n geskenk sien. Net iemand wat sien ek is 'n gevangene van Christus, sal dit sien as 'n geskenk. Net iemand wat sy oë gerig is op die dinge daarbo en nie op wêreldse dinge nie, gaan dit sien as 'n geskenk. Dit is gewortel in wie God is, sy geskenke aan sy kinders. En dan sê hy in vers 9, en om aan almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is wat eeue lank verborge was. Ek dink die 83 sê dit vir my makliker. Ek moet aan almal bekend maak hoe God die skepper van al die dinge nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Ek moet, daar's 'n divine compulsion. God se liefde compel hierdie individu tot op 'n plek waar hy sê, ek moet.
Ek kan nie anders nie. Hoe kan ek die geskenk wat ek ontvang het, net vir myself hou? Hy het die lig gesien, en die lig wat hy gesien het hom so skerp laat skyn. Hy het blind geword. En die oomblik toe hy sien, sê men, ek wil hierdie lig skyn op ander mense. Al die nasies moet hoor. Kom ons gaan Rome, kom ons gaan Spanje, kom ons hou net aan, die lig laat skyn. Ek dink, die een ding wat die mens van God nodig het, die mense van God, is 'n groter openbaring van die misterie van God, se goeie nuus, die genade nuus van Jesus Christus. Paulus se lewe was nooit weer dieselfde nie. En daai Jesus kan vandag weer, deur sy gees, vir ons daai openbaringe gee. Ek dink dis hoekom hy bid, reg aan die begin van die boek, bid hy hierdie oor hierdie gemeente. Efesiërs 1 vers 16-17. Hy sê, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, vers 17 van hoofstuk 1, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. As gemeente, as mense, het ons dit nodig, om te wees wie hy ons gemaak het, bekendmakers, om waarheid te deel. En Paulus het sy plek gevind. 'n individu wat die geringste was, wat een van die mees bruikbaarste instrumente geword het. En meeste van ons sê, lekker vir hom, maar wat van ons? Hy is nie meer hier nie. Wat is die plan nou? As dit die plan was, toe hierdie boek geskryf het, wat is die plan nou? Vers 10. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God, en almal sê, nou, dit praat van 'n bedeling, dit praat van 'n tyd, nou praat van 'n tyd, deur praat van die wekel. Paulus was 'n instrument, nou is hier 'n nuwe instrument, dis deur die kerk, die apostels is nie meer nie, hier's weer 'n begunstige, nou was dit die heidene, nou is dit aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Dit praat van die engele. Die engele het gewonder, wat is hierdie gospel ding, in 1 Petrus lees ons dit. Nou word dit kosmies bekend gemaak, in die heelal, orals, en dit beïnvloed die geestelike atmosfeer, wanneer die kerk hierdie vorentoe vat. En dan staan daar, ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat beteken, al is dit sy plan nou, is hierdie plan in ewigheid vasgemaak. Ons hoef nie 'n alternatief te soek nie. Iemand sê nou die dag, of ek lees dit eerder, daar is 3 vernederings waardeur Jesus moes gaan. 1 is die menswording, 2 is die kruis, die 3de een is sy bruid. En iets sit nie lekker met my nie, toe ek dit lees. Want ek verstaan wat hy sê, dat die bruid is nie perfek nie, maar die bruid is nie 'n vernedering vir Jesus nie. Die bruid is sy plan om homself bekend te maak in hierdie bedeling nou. Hy sê oorkomstig sy ewige voorneme wat hy gemaak het in Christus Jesus, ons Here. Die kerk is, en dis waarmee ons afsluit die hele reeks, die kerk is sy gekose instrument om hom bekend te maak in die heelal, aan alle nasies. Ons is nie perfek nie, maar dit in sy ryklik geskakeerde wysheid, dis wat hy beplan het, dis wat hy bepaal het. Daar's 'n diamant. God se wysheid is soos 'n goed geslypte diamant. Hoe langer jy na hom kyk, hoe meer dimensies sien jy, hoe meer skynsels sien jy, hoe meer diepte sien jy, hoe meer waarde sien jy. Wanneer laas het jy net gepause en God se ryklik geskakeerde wysheid bedink?
Bedink gou vir 'n oomblik die wysheid wat hy het om almal wat vir hom liefhet, wat in geskiedenis nog geleef het, en alles wat met daai almal gebeur, so uit te werk, dat dit hulle meer maak soos Jesus, in aanhalingstekens, ten goeie. Het jy enige idee die wysheid van God om dit te bewerk? Het jy enige idee die wysheid van God, wat verskillende mense, al is ons divers, al is ons Duits, Afrikaans, Engels, Herero, Damara, whatever, om hulle een te maak, en hulle so een te maak, dat wanneer die wêreld na dit kyk, is hulle soos, wat is dit? Wat reflekteer julle? Wat se wysheid straal hier uit? Wel, dis die wysheid van 'n God wat gesê het, dit is my plan, my gekose plan, om myself bekend te maak. Dit is deur in wie ek is, wil ek my bekend maak. Wie hy is, wil hy bekend maak, deur in wie hy is. En in wie hy hulle sit, die kerk, die liggaam. Dit is sy vaste plan, in hierdie bedeling. Hoe doen ons dit? Sluit hiermee af. Hoe doen ons dit? Daar's 2 maniere. Die een is verkondiging. Paulus sê, ek is 'n herald, I'm a preacher. Onthou julle daai ou van 'n Nightstyle wat ek vertel het, hy spring op die tafels en hy staan daar, but I missed my introduction. En dan go hy en hy herald hierdie ou uit. En hy het die waarheid gepraat, eers aan die einde van die fliek. Dit is hoe ons dit doen. Ons bly by die waarheid van die evangelie en ons deel dit, waar ook al ons gaan, by jou werk, in jou huis, in die straat, ons herald, want dit is waarvoor ons getaak is. Ons vat nie dele weg nie, ons vat nie bekering weg nie, ons vat nie geloof weg nie, ons vat nie Heilige Gees weg nie, ons vat nie doop weg nie, ons sit alles daarin wat die skrif vir ons sê. Ons vat ook nie kerk weg nie, ons vat ook nie vergifnis weg nie. Ons verkondig die woord. Die tweede manier is, en ek is nie seker of dit die regte woord is nie, ek sien Rosie is nie hier nie, so maar verwesenlik, embody, beliggaam. Die gospel moet uitgeleef word, nie net gepreek word nie. Toe die mense vir Paulus sien in die tronk en die evangelie wat without hindrance, sê die skrif, nog steeds kon gegaan het, al is hy in die tronk, het hy die gospel uitgeleef. Het hy gesê, wie in my is belangriker as waar ek is. En ek gaan dit aanhou herald. Mense kyk na dit, want dit verg bonatuurlike verandering om so te leef. As 2 verskillende mense, swart en wit, Duits, Afrikaans, as ons 'n eenheid word, dan reflekteer ons soos 'n diamant, God se ryklik geskakeerde wysheid. The world will be marveled. Ek sluit net af en vra, Here, sal U asseblief in die volgende 30 sekondes, soos ons stil word voor U, die gees van openbaring en wysheid, wat ons kan kennis kry in God, sal U dit laat werk in ons? Sal U ons nou U ryklike wysheid wys, U waarde? Laat die Heilige Gees net met jou praat. Here, dankie dat U is ons hoop vir glorie. Dankie dat as Christus teenwoordig is in ons lewe, is daar toekomstige tyd van ewigheid wat vir ons voorlê. Here, mag dit vir ons uithou vermoë gee. Mag dit vir ons hoop gee. Het jy daai hoop? Christ in me, the hope of glory. Daar is geen ander hoop wat die mens kort behalwe daai hoop nie. Sonder dit
is die mens ultimately hopeloos. As Christus nie in jou is nie, as jy nie jou lewe oorgegee het nie, watse hoop kan jy hê? En so ek wil bloot vra, as jy iemand wat vanoggend hier sit en sê, Here, ek is nie seker of ek in hier is nie. Ek is nie seker of ek al die sleutel wat Jesus is, daai handvatsel wat aan die binnekant van jou hart sit, oopgemaak het, en dan sê, Here, ek aanvaar dit nie. Ek aanvaar U. Sal U inkom? Ja, ek het kennis van U, maar ja, ek is nie seker U is in my nie. Is daar enige iemand so, wat die Here wil inbring in jou hart? Net innooi. Dis goed. Here, sal U in daai hart kom. Sal U woning maak in daai lewe. Here, sal U in daai lewe tabernakel. Sal U in daai lewe skoon was. Sal U in daai lewe 'n nuwe roeping gee, 'n nuwe hoop gee. Sal U in daai lewe 'n openbaring gee van wie U is, sodat daai lewe nooit weer dieselfde sal wees nie. Here, en maak ons as 'n gemeente wat getaak is met bekend maak, absoluut verlief op U. Amen.